O sprekende God, hierdie boek wat ons nou oopmaak, is vir ons meer as net mense wat lank terug woorde neergeskryf het, verskillende mense oor 'n lang tyd heen. Nee, dis onmoontlik. Here, van die samehang van die Bybel, die manier hoe die profeseë tot vervulling gekom het, hoe elke letter van die Bybel betroubaar is en waar is, dit kan geen mens beplan het nie. Dit kan nie toevallig wees nie. O Heer, u goddelike hand, u goddelike stem is binne hierdie boek. Dit is u woord. Dit is u woord aan ons die mens. Dis die woord wat lewend maak. Dis die woord wat soos 'n fontein van lewende water is, fris, koel, lekker water. Wat ons harte aan die brand kom steek vir u. Wat die skille van ons oë laat afval. Dis soos salf op ons geestelike oë. Dit bring redding, dit bring genesing, dit bring kennis en wysheid. Dit bring lig in 'n donker wêreld. Dit wys vir ons die roete aan wat ons moet loop. Dit vat twyfel weg en dit gee sekerheid. O Here, dit genees. Dit maak ons attent op ons sonde en wanneer ons sonde kan bely voor u, dan kan ons u genade ook ontvang. Dis ondeurgrondelik. Dis diep, maar dis ook verstaanbaar en eenvoudig terselfdertyd. Here, ons het u woord lief, want ons het u lief. Dankie dat u ons eerste lief gehad het, en dat ons kan leer wat liefde is, dat Jesus die woord is wat mens geword het, en dat ons alles wat ons hoef te weet van God, en van sy plan, van u plan met ons kan sien, in die woorde, in die optrede, in die handelinge van Jesus. En Here, as Jesus ons van die koninkryk kom leer, laat ons luister, laat ons ore oopmaak en nie doof wees nie, ook nie in hierdie oggend as ons uit die woord uit lees nie. Maar Here, dat ons u stem sal hoor, in ons ore, in ons harte. En Here, dat dit ook vir ons so salf sal wees, genesende salf, wat ons laat sien, soos wat u wil hê ons moet sien. Ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus. Breek nou die woord vir ons oop. Amen. Geliefdes, ek weet nie wie van u kyk so af en toe bietjie, kyk net nie. Is Pasella nog op die TV? Is die program nog aan of het hy klaar gemaak? Ek nou destyds het al die aanbieders mos so, was dit op kyk net gewees, of was dit SABC? Ek kan nie eens onthou nie. Hulle Pasella. En al die aanbieders van Semende Laan, ek was altyd so, dit was nogal 'n regtig goeie program as ek reg onthou. Pasella, wat beteken dit? Dit beteken verniet. Ek gee sommer vir jou 'n ding Pasella man, vat hom, verniet. Daar het 'n oom my ietsie van my geleen laasweek en toe hy dit nou terugbring, dis 'n waar gewees, soos hy sommer nou in 'n beter toestand as wat hy weggegaan het by my. En hy het vir nog 'n karmenaaitjie ook gegee, so lekker rol braaivors. En soms so dat ek verleeg gevoel het en ek vra toe oom, wat het dit vir hom gekos? Nee, niks. Dit is hom lekker. Wie hou nie daarvan om iets te kry, 'n lekker Pasella geskenkie, iets verniet. Ons almal hou daarvan. Dis sommer net so vir interessantheid. Pasella, ek wonder nou waar kom die woord vandaan, want jy kry dit nie regtig in enige ander taal nie. Nou van wat ek nou kon aflei, is die eerste geskrewe rekord van Pasella in 1825 in 'n brief van 'n ene T. Phillips. Dit is natuurlik 'n Afrikaanse woord, want dit kan wees dat dit afkomstig is van die Zulu woord Basela. Ek weet nie wie van julle wat Zulu magtig is. Basela is ons woord. Dit kom ook in Khoza voor en Nguni. Dis 'n leenwoord, dit beteken persent, of dit kan selfs van die Latyn afkom, van die woord wat letterlik beteken seun van passie, wat letterlik vrede beteken. In elk geval, wat die oorsprong ook al is, ons weet,
Wat is dit om iets verniet te kry, pasella te kry? En dis die tema van vanoggend, God se genade is pasella. Nou sit ons hier so in Februarie maand is amper op sy einde, daar is op so 'n week oor. Baie dinge al gebeur hierdie jaar, baie. En ons praat al baie van voornemens. Wat was u voornemens gewees? Ek weet ek het so 'n paar gehad en soos elke jaar is er maar so van hulle gaan nog aan en baie van die voornemens het nou nie gerealiseer nie, onder andere daai ou een van gewig verloor elke jaar. Maar ek sien iets van ons lidmate wat mooi gewig afskip en fliks is en draf in die oggend. Ek is nog op pad soontoe, gee my kans. Om weer 'n bietjie die gitaar op te tel dalk en te leer speel, om dalk 'n marathon te hardloop. Ek is so beïndruk. Toe ek hoor mense van wie ek nooit sal verwag nie gaan die Comrades hardloop vanjaar. Om dalk 'n bietjie daai rotine in te skerp. Dis 'n moeilike ene. Sodat jy nie 'n klomp werk van die besigheid of werk afbring dat jy nou by die huis dit ook moet doen nie. Dat jy dit afhandel daar of dit by skool afhandel. So het ons nou met goeie nuus weggespring hierdie jaar. Ja, daar was seker goeie nuus, maar oor die algemeen, daar was 'n klomp negatiewe lelike goed. Ons betaal nog steeds al hoe meer vir petrol. Die lewensomkoste is nog steeds al hoe hoër en hoër. In die wêreldpolitiek het ons bitter lanklaas, ek moet mooi dink wanneer laas was dinge so onstuimig gewees en onseker en ook veral vir ons as Suid-Afrikaners. Wat hou die toekoms nou in? Ons hoor van sanksies en goed van die buiteland af en dis al meer positief as negatief, maar let's face it, daar's nou weer, die boodskap is weer, daar's moeilike tye op pad. Suid-Afrikaner, maak jouself reg. En dan die boodskap, hulle sê elke jaar maar wat die werk vir ons en waar is die kinders wat nog hier so binne sit by die skool, wat die skole sê jy moet hard werk. As jy hard werk, dan gaan jy goeie punte kry, dan kan jy dalk 'n universiteitsvrystelling kry. Of jou rapport gaan mooi lyk, dan sê pa, maar mooi so. Ek het nou dag 'n gesprek met iemand te sê ek, die kindertjies het daar so op die gras gelag en speel. Toe vra ek maar, wat is meer belangrik as jou kind se geluk en jou kind se vreugde? Kan daar enigiets meer belangrik wees? En ek het nou iemand sê toe iets soos, man, ja maar, as hulle net hard werk en hulle kan bo uitkom, dan gaan hulle gelukkig wees. Ek sê toe, iets soos maar, is dit nie dalk die leen wat die wêreld, dit is belangrik om te presteer, maar as jy jou lewensvreugde verloor het, ek wil as jy as ouer jou kind so groot maak, dat hulle net moet harder werk en harder werk en harder werk, wat bly oor van die arme mensies? Dis die boodskap van die samelewing, en volgens soms so van die kant af, ek wil wegtrek daarmee, ons het nie meer baie tyd nie, die goeie nuus, evangelie beteken letterlik goeie nuus, en dit is dat jy nie hoef te werk vir God se genade nie. Hoekom sê ek so? Omdat ons nie wil werk daarvoor nie, omdat jy nie kan werk daarvoor nie. Ek en jy kan nie iets doen om dit te verdien nie, al wil jy hoe graag. En dit klink snaaks op ons menslike ore, want ons is ons prestasie gedrewe. Ons voel ons ek moet iets verdien. Jy kan nie God se genade verdien nie. Dis die belangrikste ding wat ons moet weet, nou en vir die pad vorentoe, vir wat dit ook al mag inhou. Want dit gaan vir jou dra, die goeie tye en moeilike tye. Dit sal vir ons staande hou, en vir ons God se wil wat uitleef. Kom ons lees Romeine 10 van vers 5 af, dit verduidelik dit mooi. Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding, dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe. Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy, moenie by jouself sê, wie sal na die hemel toe opklim nie. Dit is om Christus af te bring. Of wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal nie. Dit is om Christus uit die dood terug te bring. Nee. Die skrif sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. En hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.
Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog niemand wat aan hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie. Want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep, ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Paulus verwys hierso na 'n Ou Testamentiese teks, Deuteronomium 30 vers 12, waar daar dan nou juist staan, of opdrag gegee word om die wet van God te gehoorsaam. Onthou, dis vir die volk van honderde jare gelede. Hierdie boodskap is dan dat jy God gehoorsaam moet wees. En jy moet God gehoorsaam wees, sodat dit met jou kan goed gaan. Gaan lees die Ou Testament. Want niemand wat in hom glo sal teleurgesteld word nie. En dan sê hy, hierdie wet is nie moeilik om te verstaan nie. Dis nie moeilik nie. Dis nie te hoog daar in die hemel nie, dis ook nie te laag hier onder nie. Dis vir enige mens en alle mense, maar waar is hierdie wet, sê hy? Is dit daar in die hemel te vind of hier? Nee, hierso. In jou hart. In jou hart. En in jou mond. Dis nie 'n ander wet as wat God vir die Israeliete gegee het nie. Dis dieselfde wet. Want dis dieselfde God wat daai tyd gepraat het, wat in die tyd van die Nuwe Testament gepraat het, wat vandag nog steeds praat. Dis dieselfde God wat toegehandel het, wat vandag nog steeds met ons handel. Die mens verander, die wêreld verander. Eintlik bly dinge maar altyd dieselfde op 'n sekere manier. Al die ou goed herhaal hulle so. Maar God is ons ewige rots. Hy verander nooit nie. Sy wil verander nooit nie. En hy was nog altyd die God wat gered het, gehelp het. Wat mense gehelp het om heilig te lewe, om heilig te wees. Heilig lewe, ons onthou, ons het al 'n paar keer vir mekaar genoem. Heilig lewe beteken om afgesonder te wees vir God, om eenkant gesit te wees vir sy uitsluitlike doel in ons lewens, om afgesonder te wees, dis wat heilig is. Anders as die res van die wêreld. In die tyd van die Ou Testament, daar was baie volke, heidense volke, wat 'n sekere lewenswyse gevolg het, wat sekere ou nare gode aanbid het. Ons lewe anders as hulle. En dit kan gesien word. Ons is vreemdelinge op hierdie plek waar ons is. Dis nie ons tuiste nie. En ons wat Christene is, ons wat heilig is, wat die Here self kom red het, ons sien raak soos wat Jesus raak sien. Ons sien die swakke eerste raak. Ons sien die een met behoefte eerste raak, die weerloses. In die tyd van die Bybel praat van die weduwees en die weeskinders wat versorg moet word. Maar ons weet dinge het toe al bietjie skeef geloop, soos dit vandag ook skeef loop. Want sien in die Ou Testament, die klomp Israeliete het begin dink dat hulle manier van lewe sal maak dat God vir hulle sal lief wees. As hulle maar fyn in hulle spore trap en presies doen wat die wet van Moses van hulle vra op die letter, dan sal God op 'n manier vir hulle liewer wees en vir hulle seën op 'n of ander manier meer as wat hy sou andersins. In plaas daarvan om die wet te gehoorsaam, luister hierna, in plaas daarvan om die wet te gehoorsaam omdat God vir hulle lief is, het hulle die wet gehoorsaam sodat God vir hulle moet lief wees. Tot vandag toe nog. Die slaggat waarin goeie gelowige mooi mense elke keer trap. Hoekom weet die hemel alleen? Hoekom wil jy nou self verantwoordelik wees vir God se liefde? Dis mos, as die Vader sê ek het jou lief, ek het my eniggebore seun vir jou gegee. Ek het alles wat ek kon opoffer, die het ek gegee. Ek het myself uitgegiet in die Here Jesus om aan 'n vloekhout te kom hang, om in jou plek in die terhelle neer te daal, in die dood in te gaan. Van God die Vader self verlaat. Die verskriklikste straf wat op enige mens kan kom. Dit het ek reeds vir jou 100% betaal. Want ek het jou lief. Hoekom sal ek nou van my kant af kom en sê, ek wil nog dit en dit en dit en dit doen? Ek wil die genade verdien, ek moet God se liefde verdien, want ons kan nie, want dis verniet, dis pasella.
En nou gaan dit natuurlik verder. Jesus spreek juis ek wil sê dominees van sy dag aan. Die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hy sê, julle is wit gepleisterde grafte. Julle is 'n addergeslag, want julle leer vir die mense, hulle moet hulle self, dis nie dat hulle dit nie moet nakom nie, maar hulle moet al die wette nakom op die letter om iets van God af te kry. Nee, ons volg nie God se wil na, sodat hy vir ons moet lief wees nie. Ons volg sy wil na, omdat hy vir ons lief is. En dis kom die teksgedeelte sê, die hart en die mond praat saam. En hiermee sluit ek af. As ek met die hart glo, dan bely ek met die mond, dan praat ek. Hoe sê die ou spreekwoord, dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor? As ek die genade ontvang het, dan kan ek nie aanhou slegte nuus verkondig nie. Dan verkondig ek die goeie nuus. Dan doen ek wat Jesus gedoen het, en hy het vir ons die mooi en die goeie kom gee. Evangelie. Evangelie van genade, van God wat vir ons lief is, en as ons vorentoe kyk, na wat die jare in ons lewens ook al mag inhou, vir so lank as wat ons op hierdie aarde mag wees, totdat die Here ons kom haal, sal dit die ding wees wat ons krag gee, waar ons kan vashou. God bly getrou, tot in ewigheid. Hy het ons lief, hy het klaar betaal. Ek het nou gesê ek sluit af, maar ek wil gou nog 'n paar verse daar gooi. Kan ek gou vir die bord vra daar so vers 14, hoofstuk 10 vers 14. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Geliefdes, die Here het vir ons genade in oorvloed gegee. Verniet, Pasella, gaan deel dit wat jy ontvang het, ook Pasella uit. Amen. Kom ons bid saam. Hoe groot en hoe wonderlik is u genade, o Heer. Ek wil sê, hoe lekker is dit as ons dit kan ontdek. Dat ons besef dit hang nie van ons af nie. Ons hoef nie vir ons 'n plekkie by u te verdien nie, want ons kan nie. Jesus het dit klaar in ons plek gedoen. En Here, as ons sondes voor u kom bely, is dit nie omdat ons op een of ander manier daardeur vir u wil kom wys wat se goeie onderdane ons is, wat ons nou elke ou sondetjie in ons lewens raak sien en daardeur iets wil verdien nie. Dis juis omdat ons niks kan verdien nie. Want as ons eie sonde besef, dan weet ons hoe verlore ons is. Dan weet ons hoe ver is ons van u af, o Heer. Hoe lou ons is. Maar Here, dankie dat Jesus in ons plek kom staan het. Dat ons die goeie nuus in ons harte kan hê. Van God wat vryspreek, nie op grond van dade nie, maar alleenlik op die verdienste van ons Here Jesus. Dit wat hy gedoen het, gee hy, kom ons toe. Dit wat ons nie kan ontvang uit ons eie uit nie. Dit kry ons deur Jesus. Maar Here, dit gaan verder as dit, want dit wat in die hart is, moet ook uit die mond uitkom. En ons hande en ons voete moet dit ook wys. Ons bid vanoggend, Here, stuur ons daar waar ons moet wees. Dat ons onsself nie sal toesluit agter hoë mure en wegkruip in veiligheidskomplekse, soveel so dat ons uitvoering raak met ons taak en doel op hierdie aarde nie. Ja, u koninkryk het gekom, maar ons voetstappe moet dit gaan verkondig, ons stemme moet dit verkondig, ons moet dit wys. En dit sal beteken dat ons moet kyk na Jesus, sy voorbeeld, sy woorde, en ons bid dan, Heilige Gees, vervul ons in hierdie moeilike tye, en laat ons sal insien, dit wat u ons wil laat sien, dat ons sal doen waantoe u ons inspireer, om gee vir ons krag uit die hemel uit. En ons bid dit dan vir onsself, vir die kerk oor die wêreld heen, ons bid dit te Standerton, Here, ja, en hierdie bruid van u, Wesgemeente, hou vir ons styf as o Heer, en seën vir ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.